Goeiemôre, ek is klank aan, David. Goeiemôre, ekskuus, myne. Is hy aan nou? Baie welkom vir julle almal en dit is eintlik vir ons regtig 'n blymoedige dag. 'n Blymoedige dag omdat in die eerste plek die Here het vir ons weer eens nou geseën met 'n bietjie reën so na 'n warm tydjie. En dan dit gaan vandag veral oor die kinders ook. Ons wil altyd op die dag as ons die skoenboks te pak dat ons so 'n bietjie fokus en dink ook aan ons kinders in die gemeente wat die Here aan ons toevertrou het en ek hoop en vertrou dat al die kinders ook sal verstaan dat julle is regtig baie belangrik. Nie net vir ons as gemeente en vir julle as ouers nie, maar ook vir die Here self. En ons wil vertrou dat ook kinders altyd sal weet, hulle is dis waar hulle hoort en ons wil graag hê hulle moet die liefde van die Here ook hier ervaar. Maar ook gaan dit dan vandag 'n geleentheid wees om net te kyk wat dit beteken om te gee as 'n gelowige. En ek wil die Here vertrou dat hy vir ons 'n perspektief kan gee wat vir jou en vir my sal inspireer om te deel wat ons in genade van hom ontvang het, soos wat die tema dit ook so duidelik maak. Nou ek wil vinnig gou net 'n paar afkondigings met julle deel. Gaan nie baie lank daarby wees nie, maar ek dink die eerste is dat julle so op die nuusbrief gesien het dat ons nou eerskomende Saterdag die 25ste om 09:30 het ons so 'n gemeentekuier daar by Janshep. En wat net by hierdie geleentheid nou belangrik is, dis baie eenvoudig, dis 'n bring en braai. So jy bring jou eie vleisie, iets wat jy wil eet, enigiets wat jy wil braai, en dan natuurlik 'n slaai om te deel in jou eie drinkgoedjies. So dit is die eerste ding. Maar wat nou belangrik is dat julle moet asseblief vir Hendrik laat weet. En daar's 'n goeie rede voor. Want as dit sou wees dat die weer sleg draai, dan moet ons ten minste vir julle kan sê dat dit gaan nou nie daar wees nie of dit gaan skuif of dit gaan dalk afgestel moet word. So dis hoekom moet nou nie, as jy van plan is om te kom, laat asseblief vir Hendrik weet, sy nommer is op die nuusbrief. En dan wil ek nou net ook rakende ons voorbidding vir ons lidmate. Daar is inderdaad altyd mense met wie dit nie wel gaan nie. Ons moet maar in ons gedagtes en ons gebede ook deur die loop van die week aan hulle dink. Hierdie week is ons daarom dankbaar om te sê dat Emil se kleinseun, Emmy en Doopie se kleinseun Terrence, wat van die dak afgeval het die afgelope week, hospitaal beland het. Hulle was natuurlik baie bekommerd, maar ons is saam met hulle verskriklik dankbaar dat dit baie beter gaan en dat ons vertrou hy gaan sommer gou weer homself wees. Dan sou julle gesien in die nuusbrief dat Corlia de Beer, dis nou Dominee Marius se vrou, se tannie is oorlede. Ons dink aan Tannie Lis, wat ook nie vandag nou hier is nie. Ons dink maar aan haar gesondheid. Sy voel altyd ook skuldig oor die feit dat ons vir haar bid. Julle moet besef, dit is so belangrik, ons dink aan mekaar. Ons voel skuldig as mense vir ons bid. Moenie so voel nie, hoor. Is nie nodig nie. En dan natuurlik ook, dink ons aan Celia Labeskagni in Geraldton, haar man Roland wat die afgelope week die gedenkdiens gehad het. Ons het die afgelope tyd, soos ek sê, deur soveel sulke gevalle gegaan, maar ons dink aan daardie familie. En dan natuurlik Chris Jacobs wat ook in Geraldton is vir sy gesondheid. Nou, ek wil ook net sê wat ons bedieninge betref, is daar net vir my twee dinge. Die een is dat ons ook in ons gebede sal dink aan Dominee Gawie wat vanoggend weer in Northam is. Dis een van die 9 bedieningspunte wat ons het en dat die Here daardie geleentheid sal seën. En ons dink ook natuurlik aan Dominee Marius, die koms en al die reëlings, die visas wat gereël moet word en alles daarmee gepaard gaan, dat hulle dan ook, dat dit alles spoedig sal wees. Dan ek wil net sê die verjaarsdag, is dit nou vir my baie lekker om te weet dat André is hierso, André Joubert, ons wens vir hom baie geluk met sy verjaarsdag en dan mag die Here vir jou nog regtig baie seën vir jare, André, hoor. En dan vir Lindy May, baie geluk, Lindy, hoor. Baie dankie dat jy so wonderlike mense ook in 'n maat is vir die mense en die jong kinders wat hier so is. Ons waardeer dit baie. Dan wil ek vra Karen, sal jy gou na vore kom dat jy net met ons iets oor die skoenboks deel? Môre almal. Oep, is hy aan? Hallo. Is hy aan? Dankie. Môre almal. Ek wil eers vir julle sê baie dankie. My hart spring uit my bors uit vanmôre toe ek hier buite kan staan
En ek kan sien al die goeders wat julle so bygedra het en wat julle gebring het en vir elke boks wat gepak is en vir elke ou wat bygedra het en gedoen het. Julle is wonderlik, julle is regtig great. Dit is absoluut so 'n voorreg om hierdie geleentheid te kan doen en julle te kan hê wat saam met ons te doen. Ek wil spesiaal welkom sê vir AJ en oom Pieter. Hulle is die koördineerders van Operation Christmas Child hier by ons. Dis lekker om julle hier by ons te hê en ek hoop julle het ook gevoel die opgewondenheid wat daar buitekant was terwyl die mense ingekom het. Wat die pak aanbetref, as julle nou sal sien daar buitekant soos verlede jaar, die bokse staan agter. Neem vir jou 'n boks, besluit of jy seentjie of dogtertjie kant gaan. As jy seentjie kant gaan, neem een van elke item tot aan die einde van die tafel. Julle kan 2 penne vat of 2 karretjies vir die seuns, 2 penne vir die dogtertjies. Die res van hulle is almal min of meer 1. Daar gaan goed wees wat nie 100% genoeg is nie, so jy mag uitloop voordat jy aan die einde van die boks kom, maar daar is nie 'n regte en 'n verkeerde manier om 'n boks te pak nie, daar's net 'n liefdevolle manier om 'n boks te pak. So pak die boks tot op die einde. As jy op die einde kom, aan die punt van die tafel, sal jy sien daarso is sulke kaartjies. Ons het sulke poskaartjies gemaak. Jy kan agterop as jy wil 'n boodskapie skryf aan die ontvanger van die boks en hom binne in die boks sit, die boks 'n rekkie omsit en hom dan op die torentjie of op die tafel sit waar ons die uitstalling van die bokse het. So gaan deur hom en dan begin jy weer. Onthou jy mag nie net een boks pak nie. As jy klaar is, dan begin jy weer en pak jy nog 'n boks, want al daai bokse moet vandag klaar gepak word. As jy dan klaar is, dan as jy gesien het daar by die tafel is daar 'n pragtige kersboom wat Tersia alweer vir ons gemaak het. Die kaartjie maak mense het mooi boksies gemaak. Nou daai boksie is vir julle. So jy kan dan vir jou 'n boksie gaan haal, so jy pak 'n skoenboks vir 'n ander kind, maar jy kry 'n boksie terug en asseblief kry vir jou 'n boksie van die boom af, want dit is ons dankie gesê vir julle, vir al die moeite, vir al die effort, vir alles wat julle gedoen het om ons tot by hierdie dag te bring. Dankie almal. Dankie Karen. Ek wil ook sommer net in lyn daarmee net sê dat ook vir die kinders wat hier so is daar baie spesiaal moeite gedoen. Maar dit is ons belangrik dat die kinders ook almal ietsie kry. So 'n mens moet nou nie 'n klomp van een ding vat sodat die ander nie kry nie. Julle weet daar's 'n teks in die Bybel waar Paulus met 'n gemeente geraas het wat nie na mekaar omgesien het nie. So julle kinders moet ook regtig dink aan mekaar en dan asseblief ek verstaan dan die boksies aan die boom is bedoel vir die mense wat gepak het. Vir almal ook. Is daar so baie? Kan ek ook 'n boksie kry? Is reg. Ek sal ook 'n boksie kry dan. Goed. Ek wil graag hê ons moet vandag stil word met 'n lied. Dis 'n gebed van Koos Du Plessis. Nou, dit is vir my persoonlik 'n baie mooi gebed. Weet julle, ons Afrikaans is daarom maar 'n mooi taal. Dis 'n taal waarmee ons groot geword het en ek weet 'n mens kom in 'n situasie en in plekke waar vir alles 'n mens kinders en kleinkinders het dat jou kinders moet hierdie ander tale leer. Maar ons Afrikaanse taal is mooi. Dis 'n taal wat 'n hartstaal is. Dis 'n taal wat praat van hoe ons dink en veral hoe ons glo. En Teens Jordaan het hierdie lied gesing. En ek wil graag hê julle moet daarna luister. Daar's 'n gedeelte hier teen die einde wat vir my alles so mooi saamvat. Dat 'n mens besef net dat 'n mens se lewe, alles wat ek het, is geleen. Alles wat ek is genade. Al my drome, my ideale, is maar op die ouend net skadu's teen 'n muur. Elke dag is net 'n gedagte. Ek wil graag hê julle moet daarna luister en dat 'n mens net besef die mooi van die lewe. En ek wil hê julle moet dit nou probeer onthou. Die mooi van die lewe lê in ons broosheid. Nie in ons krag en triomf nie, maar in ons broosheid. Kom ons luister daarna. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke
keer het U my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na U waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Eindelijk smag ek na U waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Kom ons word net so vir 'n oomblik stil saam met die Here. O Here, ons is U gemeente. Ons vind ons vreugde daarin om hier vir U saam te aanbid, om getrou vir mekaar om te gee en in eenvoud vir U te lewe. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Kom ons staan en sing ons net hierdie 2 lofliedere saam. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, 3 in 1. O Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God.
so gauw vergeet dat daar 'n God is wat van alles weet, wat almal elke dag van liefde leer, sy vrede gee, die wêreld in sy hande hou. Soms vergeet ons weer dat ons 'n ander van ons God moet leer. Sy wonder liefde wat geen grense ken en harte verander. As jy julle kan maar sit. Nou ek is so bly dat Karen gesê het dat as ons die boksies pak, dan pak ons dit in liefde of met liefde. Julle sal onthou dat Paulus het in 1 Korintiërs 13 daai hele hoofstuk daarin afgestaan om te sê wat ek en jy ook al doen. En as dit nie in liefde is nie, dan is jy self wat uiteindelik dit gedoen het, daai daad gedoen het, is niks. Dis nie dat die waarde van dit wat mense in 'n boks vir 'n kind sit, daarmee heen is nie. Natuurlik sal dit, ongeag wat jou gesindheid ook al is waarmee jy dit verpak het, gaan nog steeds vir daardie kind 'n bepaalde waarde hê, dit gaan vir hom bly maak. Maar die verskil is, en dit is wat ons vandag ook uit die woord uit gaan leer, is dat die Here wil hê dat wat ons as gelowiges doen, moet altyd in die teken van liefde staan. Met ander woorde, dis gedryf en gedring deur die liefde wat ons vir die Here het, maar wat ons ook weet hy vir ons het. En ek wil graag vir julle net wys hoe Johannes dit in sy eerste brief, hoofstuk 3 vir ons sê. Hy sê hieraan weet ons in die eerste plek wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê en ons behoort ook ons lewens vir ons broers, nou dit is medegelowiges wat hy hier in gedagte het, af te lê. Wie aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? En dan sê hy, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde in lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. Net interessant, ek wil graag hê julle moet let op daai woorde van deur alles met liefde te doen, gee aan jou innerlike sekerheid dat ek aan die Here behoort en dat ek my gewete, wat natuurlik ook deur die Heilige Gees aangehelp word, tot rus kan bring. Wie sy gebooie, dis nou God se gebooie, gehoorsaam, bly in God en God in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy Heilige Gees gegee. So as ons vandag hierdie skoenbokse gaan verpak, dan gaan ons dit doen met die regte gesindheid. Ons gaan dit doen met die bedoeling soos die Here dit op ons hart lê, en dit is natuurlik om dit in liefde te doen. Nou die liefde, soos Johannes hier begin by die uitsonderlike waarin die Here sy liefde aan ons betoon het. Op die ou end om te verstaan dat hierdie liefde is nie maar net 'n ietsie nie. Hierdie liefde is jou hele wese. Julle sal onthou verlede Sondag het Jesus gesê dat as vriende mekaar liefhet, dis dan wanneer 'n vriend sy lewe vir hulle sal aflê. Hier begin Johannes deur te sê, Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Dit is liefde. So liefde is meer as net die daad self. Dit is die gee van jouself in wat jy ook al doen en wat jy ook al sê. En daarom wil ek net so, terwyl ons so sit, kom ons sing net hierdie lied saam om dit in ons eie hart vas te maak.
van al die liefde, al die gawes wat U gee, vir versorging uit U hande, klink my danklied tot U eer. U gee my in Jesus Christus, meer as waarvoor ek kon pleit. Gee tot Here dat my lewe meer vervul van dankbaarheid. Ek wil antwoord op die liefde, deur die gawes wat U gee, deur die aanraak van my naaste, deur die lewe tot U eer. En aan al die liefdegawes, my dan ongeraak laat bly. Gee tot Here dat my lewe meer vervul van dankbaarheid. Hoor my antwoord op die liefde, neem die gawes wat ek gee. Maak my diensbaar in die wêreld, 'n getuie tot U eer. Sterk my swakheid deur U almag, deur U krag my nietigheid. Gee tot Here dat my lewe meer vervul van Kom ons bid saam. Onse Vader, ons is dankbaar, Here. Dankbaar dat ons hier kan wees en as ons terugdink oor ons lewe. Here, U is so goed vir ons. U goedertierenheid, Here, kan ons nie begryp of verstaan nie. Ons aanvaar dit so maklik as vanselfsprekend, maar vanoggend wil ons laag voor U buig. Ons wil erken, U is goed, Here. U is 'n wonderlike God en Vader, wat ten spyte van die gebrokenheid van onsself en die gebrokenheid van die lewe, versorg U vir ons. U is die een wat ons vashou. Ons weet, ons voel dit nie altyd nie en verstaan dit nie altyd nie, maar U is en bly by ons. U is in ons. Here, en ons wil hê U moet vandag vir ons kan leer, wat beteken dit om met 'n blymoedige hart te kan gee? Om te verstaan dat ons bedoeling is om 'n kanaal van U liefde en genade na 'n wêreld te wees. En wat beteken dit andersins as om net te gee en te gee? Dit beteken om doeteenvoudig daardie kanaal oop te hou na beide kante, wat ons ontvang, sodat dit kan deurvloei na ander. Daarom gee dat niks ons gedagtes en ons hart nou sal verhinder om te verstaan, wat is dit wat U deur die woord vir ons wil leer nie. In Jesus naam, amen. Ek wil begin deur eerstens net, voordat ons die skriflesing gaan lees net, ek wonder net, ja, miskien moet ons dalk, dat Anneke is, Anneke, gaan jy vir ons lees vandag nog, is jy reg? Ek dink, ek gaan dit vir ons lees, maar is jy reg? Ek het nie vir jou gevra, is jy reg? Kom staan so lank gou hier voor by my. Anneke gaan vir ons lees, maar ek gaan nou vir haar genoeg kans gee om tot sinne te kom. Weet julle dat in die gedeelte wat ons nou gaan lees in 2 Korintiërs 9, nou, 'n mens moet eintlik hoofstuk 8 en 9 saam lees. In hoofstuk 8 begin Paulus deur te praat van die feit dat ons vrygewig moet wees. En hy praat hier met 'n gemeente en die sleutel om uiteindelik dit te vas te vat is in daai laaste paar verse van hoofstuk 8 waar hy sê, ons moet verstaan dat God se bedoeling is dat daar nie in hierdie wêreld mense moet wees met gebrek en mense met oorvloed en dat die twee nie uiteindelik vir mekaar omgee en by mekaar betrokke is nie. En dat die Here se bedoeling is dat daar 'n vloei van genade en liefde en omgee sal wees. En dan kom hy nou in hoofstuk 9 en dan sê hy nou vir hierdie gemeente in Korinte,
En ons moet onthou nou, hy is ook van plan om te kom, om uiteindelik nou die offergawe wat hy wil opneem by hulle te ontvang, maar nou wil hy seker maak dat dit soos wat Karen gesê het, in liefde sal wees. En nou sê hy vir hulle, dat hy weet ook, die meeste van hulle in Korinthe is nou gelowiges vanuit die heidendom, en daar is 'n gemeente in Jerusalem wat nou hoofsaaklik weer vanuit die Jodendom is. En dit is Paulus se droom dat gelowiges, ongeag of hulle uit die heidene, die Grieke of die Romeine voortkom en of hulle uit die Jodendom voorkom, uiteindelik een sal wees. En daai eenheid word sigbaar, tasbaar, wanneer hulle vir mekaar omgee. En nou sê hy vir hulle, ek wil hê julle moet nou ook dink aan die wat in Jerusalem swaar kry. En dit was nie die eerste keer nie, hier is al die volgende keer wat Paulus met hulle daaroor praat. En nou wil hy hulle motiveer om met die regte gesindheid te gee. Anneke, wil jy vir ons kom lees? Kom lees vir ons daai gedeelte. Denk daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief, en God is by magtige om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alles opsigtig altyd van alles genoeg kan hê, en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewe. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulp betoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Dis baie goed gelees, hoor? Baie dankie, Anneke. Daar's 'n rede hoekom ek baie keer wil graag hê dat kinders, jong mense, julle as die gemeente die woord moet lees. Daar bestaan 'n persepsie dat die woord is bedoel om met ander woorde deur die geleerdes gelees te word. Dit is nie so nie. Hier is die woord van die Here self. En Jesus wil hê almal van ons moet hierdie woord ken en daarvolgens lewe. En ek dink regtig, Anneke, baie dankie. Jy het dit goed gelees, hoor. Ek wil, voordat ek kom by wat ek in hierdie skrifgedeelte wat ons gehoor het, wil ek dit vir julle maklik maak om in die toekoms te onthou. Dit is vir my eintlik so wonderlik dat 'n mens by hierdie projek betrokke kan wees, want hierdie projek is amper soos 'n dis 'n teken, dis iets wat ons kan herinner daaraan, dat ons by die Here se sake en wat vir hom belangrik is betrokke moet wees. En daarom het ek gedink om in die lig van die sirkel van genade wat ek ook met julle gedoen het, net weer eens na hierdie boks te kyk, en vir julle te sê dat besef julle, dat in 'n sekere sin het die Here aan elkeen van ons heel eerste, van die begin af, ook 'n skoenboks gegee. 'n Skoenboks in aanhalingstekens natuurlik nou, want dit is definitief nie net 'n boksie nie. Dit is iets baie meer as dit. Maar ek het nou reeds vir julle gesê, begin verstaan dat liefde is reëel. Dis nie net 'n ietsie wat ek doen of 'n ietsie wat ek gee nie. Daai liefde is 'n daad wat gepaard gaan met jou. Dis 'n gee van jouself. En dis presies wat die Here vir ons gegee het.
Nou, op die buitekant van die skoenboks, hier is nou so 'n prentjie, maar ek wil hê dat julle moet weet dat die skoenboks wat die Here vir ons gegee het ek al baie vir julle gesê, die embleem van ons gemeente is die kruis en die koringaar. Dis baie belangrik, hoor. Want daardie kruis en die koringaar sê vir jou, die kruis is alles wat die Here in sy genade vir jou gee, wat hy deur Jesus vir ons gee. Die koringaar is my en jou antwoord daarop om alles wat ons van die Here ontvang het, te deel met 'n wêreld wat hy liefhet. So daarom kan 'n ou nooit aan die Christelike geloof dink anders as bloot net 'n kruis, want God vra nie wat hy nie gegee het nie. Hy vra net wat hy alles gee, en hy wil graag hê jy moet dit deur jou laat vloei na ander mense toe. En dan as 'n mens die Here se boks oopmaak, dan is daar ook 'n kaartjie in soos wat hierin is. En ek is so bly en so dankbaar toe hulle self ook vir my daarop wys dat die teks wat hierop staan is wat ek meen die essensie van die evangelie is. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God vir jou, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat as jy in hom glo, jy die ewige lewe kan hê. En daai 4 aspekte sê vir jou wat die Here vir jou volledig, vir altyd, volkome gegee het. Weet jy wat die Here vir jou gegee? Die eerste ding, hy het vir jou liefde gegee. Ek het vir jou so lief, ek het jou eerste lief gehad. Maar, dan sê hy, as 'n mens nou in die boks kyk, is daar 'n hart, en jy sien dat die hart beteken ek moet lief hê, maar in die een kant staan daar so lief het ek vir jou. As jy die haartjie sou omdraai, staan daar aan die ander kant, so lief moet jy ander hê. Dis nie net vir myself nie, dis wat ek vir ander doen. Maar in die boks is daar ook natuurlik 'n kruis. In die kruis is dat die Here het sy seun gegee. Jesus is vir ons gegee sodat ons vergifnis kan ontvang, vryspraak en verlossing kan ontvang. Maar nou sal julle self weet, oor en oor het Jesus vir ons gesê, en selfs geleer dat ons so moet bid, as ek jou vergewe het, dit staan aan die een kant van die kruis, ek het jou alles vergewe, draai die kruis om, wat staan aan die ander kant? So moet jy ook ander vergewe. En in hierdie boksie is daar ook 'n duif. Nou ja, omdat dit die Here se boks is, kan dit seker maar 'n lewendige duifie wees. Ek weet nie. Maar daardie duif spreek van die feit dat deur jou geloof het jy kind van God geword. Die grootste geskenk wat daar is van alle geskenke. Niemand kan dit van jou wegneem nie. En hierdie duif wat sprekend is van die Heilige Gees oortuig jou dat jy kan sê, Abba Vader, die Here, ek behoort aan hom. Maar daardie kindskap is nie 'n status waar jy op 'n pedestal geplaas word nie. Julle moet regtig verstaan, kindskap gaan gepaard met nederigheid. Nederigheid is hoe jou karakter moet wees. 'n Kind van die Here is nie arrogant nie. Daarom, as jy die evangelie deel, as jy die hoop deel wat in jou leef, doen dit dan met beskeidenheid en in opregtheid teenoor die Here. En dan in die laaste plek is daar in hierdie boksie ook 'n plantjie, 'n lewendige plant, wat dui op die lewe. En daai lewe is die ewige lewe wat die Here in elkeen van ons skenk. En daai lewe het ek al baie keer vir julle gesê, asseblief leer dit. Gaan nie oor 'n plek nie, gaan nie oor 'n lang tyd nie. Dit gaan daaroor om by die Here te wees. So in die boks wat die Here vir ons gegee het, is Jesus. Jesus wat die volkome voorbeeld van liefde is. En dit het die Here uit sy hart uit gegee. En nou vanmôre wil hy vir ons leer om met daai gesindheid te gee. En dis waarom Paulus, kyk daar so baie gedeeltes wat praat oor gee. Ek wil hê julle moet verstaan, ook in die vorige gedeelte praat Paulus onder andere daarvan. Julle moet verstaan, as daar iets is wat vir 'n dominee verskriklik ongemaklik is, dan is dit om die gemeente oor geld te praat. En weet julle hoekom? Want in 'n sekere sin moet die dominee leef ook uit daai fondse wat julle gee. Maar Paulus sê uitdruklik, hy sê as ek kon, sou ek nooit 'n sent van enige iemand van julle gevra het nie.
Maar hy gebruik die voorbeeld, hy sê, 'n os wat die graan dors, sy bek word nie toegebind nie. Ja, ek moet leef, en dis die wyse waarop die Here my versorg, maar asseblief, julle gee nie vir my nie. Julle gee dit vir die Here. En daarom moet ons verstaan, die beginsel om te gee, het sy dit 'n dankoffer is, wat ons vir die Here gee, om die gemeente en die bedieninge van die gemeente te doen, en of dit 'n skoenboks is, wat ons per geleentheid iets gee, dan gee ons dit met dieselfde gesin, waar ons nou gaan praat. As dit is dat ons uiteindelik ook vir die sending gee, vir sendelinge gee, as ons vir Bybelverspreiding gee, alles gaan oor hierdie gesindheid, waarmee ons dit moet doen. En ek gaan vir julle vertel, daar's iets wonderliks daarin, as jy dit gaan snap. En ek hoop julle gaan dit snap, voordat ons vandag hier uitstap. Die eerste ding, en ek gaan vir julle sê, ek gaan dit so stel, dat dit anders te klink, as wat julle normaalweg dit hoor, en selfs in die kerke al gehoor het. Baie keer word daar gesê, gee om te ontvang. Hoe meer jy gee, hoe meer gaan die Here vir jou seën. Met ander woorde, jy gaan al hoe meer hê om uiteindelik te gee, en dis waar, nie? Maar die fokus lê op die ontvang. Julle sal self weet dat mense in die voorspoedsteologie gebruik juis dit om te kry dat mense al hoe meer vir die kerke moet gee, sodat hulle al hoe die pastore al hoe ryker en al hoe lekker kan lewe. Dis nie waaroor dit gaan nie. As ons gee vir die Here, gee ons sodat hy verheerlik sal word. Sy koninkryk sal kom. Dis vir daai doel. En ek wil hê julle moet net sien hoe Paulus dit stel. Hy gebruik 'n beeld wat boere baie goed ken. Dink daaraan, wie karig saai, sal en wie volop saai, sal volop oes. Nou, wat julle moet weet, dit is so logies. As julle almal het iewers 'n tuintjie dalk, of selfs net 'n pot as jy nou nie 'n tuin het nie. Die hoeveelheid plantjies wat kan opkom, is mos afhangende van hoeveel saadjies jy in die grond gedruk het. Hoe meer saadjies jy in die grond druk, hoe meer gaan daar vrug kan wees, hoe meer gaan daar plante wees. En dieselfde beginsel geld ook, maar onthou nou, jou gesindheid is belangrik, want ons gaan daarby kom. My gesindheid om te gee is nie om te ontvang nie. My gesindheid is om self meer te gee. So, as ek met ander woorde 'n skoenboks verpak het vandag, is dit tekenend van my lewe wat ek sê, Here, nie net hierdie skoenboks nie, maar ek wil meer gee as dit. Ek het al vir julle vertel en ek wil dit graag weer doen, want ek dink nie almal van julle was hier nie. Maar op 'n stadium het 2 seentjies langs die pad gestaan en daar het 'n jong man gekom met 'n sportmotor en hy het hier so by hulle kom parkeer. En die 2 seentjies is natuurlik toe verskriklik verwonderd oor hierdie mooi sportmotor. Natuurlik begeer hulle hom, maar toe hulle uitklim, toe vra die een seentjie vir die man wat uitklim, waar kry jy so 'n mooi motor? En hy sê toe, weet jy, ek is baie geseënd, my broer het dit vir my gegee. Toe hy so wegstap, toe vra die een seentjie vir die een wat die vraag gevra het, jy sal seker ook so 'n motor wil hê. Jy sal seker hierdie man wil wees. Nee, sê die seentjie, ek wil nie hierdie man wees nie. Ek wil sy broer wees, wat so 'n motor kan gee. Nou, ek wil julle moet net snap. Om te gee is baie meer geseënd as uiteindelik net om te ontvang. Dit is koninkryksbeginsels wat God die wêreld totaal op sy kop gedraai het. Maar ek dink nie ons snap dit nie. Vir die Here gaan dit daaroor dat jy moet juis weggee om te ontvang. Dink maar in jou hand. As my hand toe is, kan God nie daarin enigiets sit wat ek wel kan gee nie. Maar as ek my hand net dood eenvoudig so oophou, kan dit God se kanaal word van liefde, van genade en van dankbaarheid. Ek wil graag vir julle die tweede beginsel gee. En dit is weer eens, nie soos wat julle al gehoor het nie. Daar word baie keer gesê, wanneer bring julle julle tiendes? Want dan word verwys na die Ou Testamentiese beginsel van 'n tiende. En ons moet mooi verstaan, die Here se bedoeling met die Ou Testament was gewees, dat hy wou hê dat Israel moet verstaan, asseblief, alles is daar, maar gee net 'n ou klein bietjie van dit vir die mense wat minder as julle het. As julle Levitikus lees, is daar die mooiste
basiese beginsels. Hulle mag 'n landery wat hulle gehad het, nie volledig geoes het nie. Hulle moes die kante oorgelos het. Vir waarom? Sodat die armes kon kom en 'n stukkie daarvan kon oes vir hulle self. God se beginsel is dat wat jy het is om vir ander mense mee te voorsien. Dis wat hy graag wil regkry. En wat julle moet verstaan is dat Jesus het elke een op 'n stadium voor 'n skatkis gesit en die mense het gekom om hulle geld daarin te gooi as 'n offergawe, natuurlik nou vir die Here, en die wat baie gehad het en oorvloed gehad het, het uit hulle oorvloed uit in daai skatkis gegooi, maar daar het mos 'n weduwee gekom. En die weduwee het 2 muntstukkies ingegooi. En toe sy verbystap, toe sê Jesus vir die disippels, die ander mense het uit hulle oorvloed gegee. Hierdie weduwee het uit haar gebrek alles gegee. Hy het geweet, daai 2 muntstukkies is alles wat sy gehad het. En daardeur wou die Here vir hulle leer, jy moet gee wat jy wil. Partykeer kan jy skaam wees oor wat jy dalk wil gee. Maar die feit is, die Here verplig jou nie deur te sê, dit is 'n bepaalde bedrag, of dit is 'n bepaalde hoeveelheid wat jy moet gee nie. Dit word bepaal deur jou eie hart. Gee wat jy wil. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het. En nie met teensin of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Ek gaan 'n bietjie stil bly, want daai laaste sin wil ek hê, julle moet net mooi kyk, julle sien dit nie raak nie, sien julle dit raak? Wat staan in die heel laaste? Want God het 'n blymoedige gewer lief. Die derde beginsel. As ek gee, is dit nie eintlik van my eie wat ek deel nie. Die psalmskrywers leer vir ons oor en oor, die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Here. Wat ek en jy deel, is die Here sine. Is nie myne nie. Ek is maar bloot die rentmeester. Nou, ek weet nie of die jong mense almal sal verstaan wat 'n rentmeester is. 'n Rentmeester is bloot maar die een wat deur die Here self die geleentheid en die voorreg gegee word om wat hy skenk uit te deel. Dit is soos as ek byvoorbeeld vanoggend vir een van die kinders sou vra om na vore te kom en vir hulle hele sak sweets gee, en ek sê vir daai kind, gaan deel vir almal uit. Dan word daai kind die rentmeester van wat ek beoog om te gebeur. En God se bedoeling is dat die wêreld geseënd moet wees, dat arme mense sal weet dat sy liefde vir hulle reëel is. En daarom wil hy hê, ons moet uitgaan en dit reëel maak. En kyk net hoe mooi stel Paulus dit. Hy sê, en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Met ander woorde, die Here wat die eienaar van alles is, as jy begin uitdeel, as daar nou 'n kind was wat lekker goed uitdeel, en daai kind se lekker goed is klaar uitgedeel, sal ek met die grootste liefde, as dit my wens is dat lekker goed na almal toe moet uitgaan, vir haar nog gee om te sê, gaan deel nog, want mooi so, getroue diensknegt, oor min was jy getrou, oor meer gaan ek jou aanstel, uiteindelik gee. Maar nou wil ek hê, julle moet iets sien. As ons nou, in die vorige gedeelte was dit wat ons ontvang, maar in die laaste 3 beginsels draai Paulus dit om en sê, wat maak die Here met wat jy gee? En ek gaan nou vir julle sê, dat elke boksie wat hier gepak word, die geloof en die oortuiging van my hart op grond van die woord van die Here, is dat hierdie is geseënd. Dis geseënd. Partykeer sê ons, ag Here, seën dit. Nee, ons moet nie dit bid nie, want die Here sê in sy woord, wat jy as sy kind gee, is geseënd. Julle moet dit snap. Moenie gee en sê, ag Here, seën dit nie. Wat jy gee, is geseënd.
wat jy in jou hart, maak nie saak hoe klein, hoe groot, hoe baie of min, wat jy voorgeneem het om met blymoedigheid te gee, is geseën. Hy sê in vers 10, God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryklike oes laat oplewer. So ek glo, vanuit Perth Afrikaanse Kerk en Outreach, elke boksie, wat op daai skip gaan waarheen, wie weet ook al, maar gaan uitkom by 'n kind. Die Here gee vir ons vandag die versekering, omdat julle dit in liefde gepak het, en dit vir my gepak het, sal daar seën wees. Hierdie oes waarvan daar gepraat word, is maar 'n beeld om vir ons net te sê, die Here sal die vrug verseker. Dis nie vir ons moontlik om te sien presies wat daar gebeur nie, maar die Here gaan die ou boksie wat jy gepak het, of wat jy geskenk het in jou liefde, eendag, dis interessant, Matteus 25 het ek al vir julle gesê, die Here eer wat jy gedoen het. Hy gaan jou nie veroordeel oor wat jy nagelaat het nie, hy gaan jou eer oor wat jy gedoen het, want in soverre as wat jy dit gedoen het, het jy dit aan hom gedoen, en hy gaan vir jou wys daarop. So eendag sal ons dit verstaan en beter sien. Wat ons gee, verheerlik God. Baie keer sê ons moet die Here verheerlik, op alle wyse natuurlik in ons eie deur ons eie lewe, maar het jy al ooit daaraan gedink dat enigiets wat jy skenk, en ek weet daar's party van julle wat sê maar 'n oorplasing maak in jou bankrekening, of jy sit geld in 'n koevert, of jy gee vir iemand iets in die hand om te eet, of dit maak nie saak op watter wyse jou barmhartigheid en jou liefde oorgedra word nie. As jy dit in liefde doen met blymoedigheid, verheerlik die Here hom daardeur. Hy doen dit self. Ek wil vir julle sê dat in my eie lewe, baie keer wanneer mense aan my goedheid bewys het, hulle het nie vir my kom sê, Pieter, ek doen dit vir jou, omdat die Here my lief het, en ek gee dit vir jou, omdat hulle het nie eers baie keer vir my daai verduideliking gegee nie. Ek het verstaan, die Here doen dit aan my. Julle sal sien die mense wat Jesus gesond gemaak het, terwyl hy op aarde was. Wat is die eerste ding wat hulle gedoen het? Hulle het na die tempel toe gehardloop, om God te prys. Iemand wat hierdie geskenk wat geseënd is ontvang, die Here weet, daai persoon sal hom verheerlik. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Sien julle, daar sê Paulus dit. Die Here sal self toesien dat die boodskap waarmee dit bedoel is, tuiskom. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Die Here is self die waarborg dat wat in liefde gegee word, in liefde ontvang sal word. En die laaste enetjie. Hierdie is iets wat ons nog nie heeltemal verstaan nie. En dit is dat wat ons gee, skep 'n koninkryksgemeenskap. Ek gaan dit maar eers vir julle lees soos wat Paulus dit stel. Hy sê, hulle wat nou ontvang het, sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Kan julle sien wat gebeur? Hulle wat ontvang, sal die Here vir ons dank, wat sy genade ontvang het, en in liefde met hulle gedeel het. Paulus sluit af deur te sê, dit is 'n gawe van God. Om te kan gee in liefde
en dit in liefde te deel is 'n gawe van God self. Ek wil vertrou dat elke jaar as ons by die skoenboks projek gaan kom, maar dit gaan nie hierdie skoenboks projek wees nie. Ek wil hê julle moet gaan dink oor julle dankoffer. Ek wil hê julle moet gaan dink oor hoe julle by mense betrokke is. Ek wil hê julle moet vir die Here gee wat julle in julle hart voorneem om vir hom te gee. Maar ek wil ook hê dat ons moet ophou, dat ons doeteenvoudig vir iemand iets gee, en sê, hiermee is ek ontslaaf van jou, nou kan ek daarom ten minste weer my eie lewe leef. As ons gee, kom daar 'n verbintenis, 'n gemeenskap, 'n wederwysige liefde en 'n wederwysige omgee, wat geskep word en wat deur die Heilige Gees self in stand gehou gaan word. En ek wil regtig vertrou dat almal van ons dit so sal beleef, en dat jy die vreugde van hom te gee, ook in hierdie proses sal beleef. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Onse Vader, ons gaan vandag hierdie skoenbokse pak. Binne-in is daar 'n klomp mooi dinge wat ons sommer gekoop het en wat ons in liefde wil gee. Dinge wat bruikbaar is, dinge wat 'n jong kind se hart kan verbly. En ons weet, Here, soos wat ons hierso sit, dat in elke boks is daar nie eers dieselfde gepak nie. Party dinge is dalk duurder en party dinge is dalk goedkoper en party dinge is dalk mooier as ander. Maar die feit is, elke boks is volledig gelaai met die liefde wat U het. Daarom sal elke boks geseënd wees. Elke boks sal U verheerlik. In elke boks sal ons omgee verbintenis met hierdie kinders wat U so liefhet in die wêreld skep en voed. Ons bid, Here, dat hierdie projek, dat hulle hierdie jaar dit so sal beleef aan beide kante, die skenkers sowel as die wat ontvang, die wat in hierdie proses betrokke is en doeteenvoudig daar die vreugde kan beleef van die liefde wat na 'n wêreld toe deurvloei. Maar dat hierdie jong kinders, en dit is ons gebed vandag, Here, in hierdie boksies het ons 'n kaartjie gesit. Johannes 3 vers 16. Jesus, dit is U eie opsomming van die evangelie. Gee dat elke kind deur hierdie boksie sal verstaan dat U arms om hulle kom sit. Dat U hulle wil nie net kom vashou vir 'n oomblik nie, maar vir hulle hele lewe. Help kinders om U liefde te ervaar, daarop te reageer, hulle harte en hulle gedagtes vir U te skenk, en Here, om uiteindelik volkome kind van U te wees vir altyd en vir ewig, versoen met U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou ons offergawes waar ons gepraat het vir die Here gee, met hierdie gesindheid wat Paulus vir ons gesê het. Onse Vader, ons sê vir U dankie vir die gawe om te kan gee. En soos wat ons nou uit die woord gehoor het, dit wat ons gegee het is geseënd. Wat ons gegee het verheerlik vir U. En wat ons gegee het skep gemeenskap.
Dankie, Here. Amen. Kom ons staan en ons sluit ons af met hierdie baie bekende mooi lied. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hulseer, tot die hele wêreld kan sien dat U geniet. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry. Mag U hoop hier deur ons bied. U is koning hier oor die aarde, die mense vra na die wil om U te gee, tot die hele wêreld kan juich dat U regeer. Laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier in ons kom, laat U ryk hier ooral Ek glimlag altyd met daai laaste noot, want dit is een van daai liedere ons die Here hoor wat ons wil sê. Julle moet weet dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen. As julle moet regtig die tyd hier langsaan saam geniet en die wat boks te pak, ek vertrou dit sal sommer gou wees en baie gou klaar maak. Dankie.